Nou ja, ek wil begin met 'n paar vragies. Het jy 'n huiswerker in diens? Het jy dalk 'n tuinier of 'n bestuurder of 'n tuisversorger of 'n au pair? Dan is hierdie episode dalk net die een waarna jy moet luister. Meneer Barnard? Ja, jy moet dalk saam met my luister, want ek is redelik seker, na hierdie episode gaan jy besef dat ek het 'n probleem, en hopelik het jy nie 'n probleem nie, maar as jy een het, dan moet ons iets daaraan doen. Welkom by die Jaco Kwadraat Potgooi, hier waar ons hoofsaaklik praat oor om jou geld te geniet, maar Jaco, dis nou al in 'n baie kort tydperk die tweede keer wat ons so bietjie meer ernstig gaan raak. Prof, ek voel vir my ons is heeltemal te ernstig, maar in hierdie episode gaan jou definitief nie geld spaar, dit gaan jou dalk geld kos, maar op die langtermyn gaan dit jou dalk uit die hof uithou. En vir my, ek is so 'n bietjie bekommerd oor hierdie episode, want ek dink ek gaan op die stoutstoel opeindig. Jaco, maar hooplik gaan ons kykers help om aan die einde van die dag so 'n bietjie meer die arbeidswet reg toe te pas as dit kom by huiswerkers, tuinwerkers, assistente by die huis ensovoorts. En om daai rede, want kyk, ons het nou al baie mense kwaad gemaak, het ons maar besluit om weer 'n gerespekteerde, hoogsgeleerde arbeidskonsultant hier in te roep in die ateljee. Karina Linde, baie welkom Karina. Baie dankie dat julle my hier het vandag. Dit klink vreeslik, prof, daar's nou geen druk op jou nie, Karina, na daai bekendstelling. Ek voel geïntimideerd na daai hele blootstelling. Ek twyfel ewe skielik in my opleiding. Ja, so ons sal nou maar sien of jy al daai woorde gestand sal kan doen. Maar Karina, kom ons begin net eers. Vertel ons gou so vinnig 'n bietjie van jouself. Wat doen jy? Wat het jy geswat? Wat is jou passie? Wat laat jou opstaan in die oggend? OK, ek sal nie sê mense is my passie nie, maar om mense te help is definitief 'n groot deel daarvan. Ek kry groot satisfaksie daaruit om my kliënte te help om op die regte pad te kom. Hoe ek 'n arbeidskonsultant geword het, ek het 'n BA arbeidsverhoudinge honeursgraad gedoen by die NWI en ek het vir 'n groot gedeelte van my lewe in die privaat sektor gewerk. Ek het toe oorbeweeg na die staatsdiens toe en toe begin ek my eie praktyk en ek help my kliënte nou al so vir die afgelope 8-9 jaar. Nou Karina, ons het nou in die begin het ek gesê, ons wil nou juis eintlik met jou praat, omdat ons bietjie ons arbeidswetgewinge kennis en die wetgewing wat daar rondom gaan opskerp, spesifiek rondom huishoudelike werkers. Maar begin dalk net eers om vir ons te sê, wie word wetlik as 'n huishoudelike werker in Suid-Afrika beskou? Goed, daai, as ek dit 'n definisie kan noem, sluit in jou huiswerknemer, jou tuinier, en dan kyk ons ook na 'n au pair wat jy het, tuisversorger, 'n drywer as iemand jou rondry omdat jy nie meer self kan bestuur nie. So enige iemand wat vir jou in jou privaat huishouding werk, word gedefinieer dan as 'n huiswerknemer en word hierdeur geraak. Ja, so dis 'n bietjie meer wyeer as wat ons normaalweg sou dink dalk. Ja, almal dink altyd huiswerknemer, tuinier en dan verder is ons nie bekommerd oor hulle nie. Daar sê, so ek dink ons moet daai definisie van jou so bietjie terughou. Net eers 'n ander vragie. Kan jy dalk net vir ons vinnig sê, wat is die minimumloon wat op hierdie werkers van toepassing is? Vir al hierdie werkers, die minimumloon vanaf 1 Maart 2026 is R30.23 per uur. So almal moet daai betaal. Also, en ek weet dit was altyd in die verlede was in ons verskillend geweest, maar hulle dit nou nader aan mekaar gebring en Ja, heeltemal korrek. Daar is nog steeds uitsluitings, maar die uitsluitings is nie meer van toepassing op huiswerknemers en geassosieerde beroepe nie. So prof, ons moet hom nou somme hierso doen. Wat is R30.23, wat jy gesê? Ja, R30.23. Wie het nou besluit op 23 sent? Hoekom maak hulle nie R30? Dis die ekonome wat so moeilik is. Maar in elk geval, waar werk dit uit ongeveer per dag, per week, per maand? Per dag werk dit so 241. 241, dis korrek, ja. En dan as jy wil weet per week is dit dan so maal 5. Dit is so R1,200 'n Dis week. korrek, en dan vir 'n maand is dit maal 4.33.
Ons sê. Gee vir jou so R5,240 'n Dis maand. korrek, ja. So ek dink dis waar. net laat mense net weet van jou beginpunt. Hier is die minimum as jy iemand het wat meeste mense seker per maand per week, dat jy so 'n idee het wat dit En die minimum ja. moet wees. Ek dink dis sommer ons eerste oefening. Hoe lyk jou boksie? Is jy ten minste op hierdie Ja, punt? ja, as jou huiswerknemer of jou werknemer by die huis, dan 8 ure per dag werk, moet hulle rondom 5200 kry, anders moet jy begin wonder waar het jy jou sommetjie verkeerd gemaak. Ja, en ons kan nou baie diep praat daaroor en filosofies raak daaroor en laat dit met vraag en aanbod wees, maar mense moet leef. Ek dink dis die realiteit. Daar's 'n rede hoekom daar 'n minimumloon is en dit is mense moet oorleef. Anders word mense uitgebuit. Dis eintlik maar net waar dit gaan. Definitief. Nog steeds as jy moet vat, hoe ver gaan R5200 jou bring in 'n maand? Ja, Dit is precies. maar En- ons probeer regverdig wees. En ons het ons ander podcast wat ons gepraat het oor die SASSA toelaat. Die SASSA toelaat is R2400. So omtrent die helfte van wat hierdie mense kry. Ja, so terwyl ons nou so praat oor die wetgewing, gaan ons dalk nou so om die beurt bietjie duiwels advokaat speel Dis met reg. jou en jy mag ons maar reguit antwoord. Karina, ek het nou net een persoon by die huis in diens. Is dit regtig nodig dat ek nou die wette moet toepas? Definitief. Al het jy net een persoon, die wet is nog steeds van toepassing op jou. En wanneer? Hoeveel ure moet daai persoon werk? Want ek het 'n tuinwerker, ek het 'n huishulp wat elke dag werk, maar dan het ek 'n tuinwerker wat net een dag 'n week kom. Dis dan seker nou nie op my meer van toepassing nie. OK, as jy daai eendag 'n week vat en jy maal dit met jou 4.33 om by 'n maand se gemiddeld uit te kom, dan moet dit minder as 24 uur per maand wees. Dan hoef jy nie hieraan te voldoen nie, maar bitter min. Huiswerknemers en tuiniers en so aan kom daar. Almal het daai 8 ure dalk net met 4, Jaco gaan jy op 32 uur dan. Ja, maar dis wat ek nou dink, so Ja. ek kan eintlik vir hom sê hy moet net 5 ure 'n maand werk, dan sal ek wegkom daar. Nee, 'n dag. 'n dag. 'n dag. Ja, 'n week, 'n week. Ja, skus, maar ek meen hy kom een keer 'n week, so die Ja. dag wat hy kom, as hy minder as 5 ure werk, dan is ek veilig. So ek moet Dan- daai speletjie mooi gaan speel. Dan is jy veilig, dan moet jy maar die res van die tuinwerk doen seker. So Karina, as jy vir ons so in breë trekke kan sê, wat is die wetlike verpligtinge van iemand wat so 'n huishoudelike werker, tuinier, versorger, bestuurder, au pair aanstel? Goed, die wet op die basiese diensvoorwaardes is baie duidelik. Jy moet 'n kontrak in plek hê. Jy moet vir hulle 'n betaalstaat gee, 'n payslip, en jy moet hulle registreer vir statutêre betalings soos UIF, en dan sal ons 'n bietjie praat oor die vergoedingskommissaris ook, COIDA. So hulle moet daar ook geregistreer word. Prof, jy het nou gepraat van boksies wat ons maar kan tik. Nou ek kan nou met tik op die minimumloon. Daar is vir my 'n groot persoonlike ding en ek sal met liefde in my hart meer betaal. Maar of daar 'n kontrak is en of daar 'n betaalstaat is, dit weet ek nou nie so mooi van nie. Daar's 'n betaling elke maand en daar Ek weet wat rekening gaan iemand doen as hy nou by die huis kom. en daar's die registrasie by UIF was op 'n tyd daar, is seker nog steeds geldig, maar ja. Ja, kom die ons stop. nommer is daar, die betalings is dalk net nie op datum nie. Ja. Ja, ek moet sê ek het nou die dag met iemand gepraat wat ook so 'n bietjie agter geraak het met sy betalings en toe die persoon nou ek weet nie of hy afgetree het of afgelê is of iets nie. En toe nou by UIF gaan eis, toe moet hy so 'n skramle 14 of 17 000 rand se agterstallige betalings inbetaal. Dit is ongelukkig die realiteit, ja. So as ek nou raak ek baie ek dink ons moet hierdie episode net hier stop. Raak Ek al dink meer bleek. kan mens Jy nou moet jou nie self inkrimineer. ek het nou reeds. So ek dink ons moet nou net alles hierso stop, maar so mense moet alles kom ek sê ek betaal nou vir 5 jaar nie en ek net hipoteties, maar dis lank. Hipoteties, ja, Dan gaan jy alles moet betaal wat jy gemis het. jy Is sal jou agterstallige bydraes moet bydra, en dan sou dit uitkom deur middel van 'n inspeksie wat 'n arbeidsinspekteur by jou huis gedoen het, dan sal daar natuurlik boetes ook wees. wees, ja. en ek kan nie besluit ek sal nou maar self as hy aftree of wat ook al self daai geldjies betaal. Dis nie goed genoeg nie. Dis nie goed genoeg nie, nee. Okay. So daai plan gaan nie werk nie. Jammer. Okay.
Ja, Jaco, jy het verskriklik baie planne, maar duidelik is jy toe nou nie so slim as wat jy gedink het Die nie. planne, ek besef ek het moeilikheid. Dis al wat ek hier so hoor. Daai stoutstoel, ek dink dit gaan dalk 'n stoutstoel agter tralies wees as Jaco, ek dit so dink luister. Dis juis die rede hoekom ons hierdie onderwerp vandag aangepak het, want ek dink Wat wil jy my in die tronk hê? Is dit wat? nee, ek dink ons wil graag ook vir ons kykers help om die goed reg te kry. Want dit is net billik. Ek meen daar's 'n goeie rede, soos ons al reeds gepraat het oor die minimumloon. Daar's 'n goeie rede hoekom daar 'n kontrak moet wees. En dit bring my sommer by Karina, vertel ons so 'n bietjie oor wat is die UIF werkloosheidsversekeringsfonds, wat is die ongevalle kommissaris, waar pas dit in en hoekom sou dit nou eintlik nodig wees dat ek my huiswerkers ook daar registreer? Goed. Kom ons begin by UIF. Ek dink dit is die maklike een omdat die meeste van ons dit betaal as deel van jou salarisaftrekkings kom dit af. Dit is 'n versekering vir wanneer jy nie meer kan werk nie. In gevalle soos 'n kraamgeval, vir ouerlike verlof en dan vir siektes, korttermyn of langtermyn as jy nie meer kan werk nie, sê nou maar jy het gegaan vir 'n operasie of wat ook al, dan kan jy gaan eis en dan ook as jy afgelê word deur jou werkgewer, het sy dit weens wangedrag is of operasionele vereistes, dan het jy darm 'n inkomste vir 'n gedeelte wat hulle nog dan betaal. So hulle betaal 'n gedeelte van jou salaris vir maksimum dink ek is 'n jaar min of meer, sodat jy darm in die tyd wat jy nie werk het nie ten minste nog geld kan in. Die vergoedingskommissaris is 'n klein bietjie anderste. Dit is wetlik en verpligtend, dit is 'n versekering wat jy basies uitneem vir jou werknemers as hulle sou by die werk seer kry, siek word of selfs doodgaan. Dan kan hulle of hulle familie dan dit eis. Ja, en ek dink Jaco, om nou aan te sluit, jy het nou so spottenderwys nou gevra, maar kan ek dit nie self voorsien nie, maar ek dink as ons nou realisties is, wat daarvan as jy regtig die bedoeling gehad het om dit te doen, maar jy is nie meer daar nie. Dit is En nou ek wil amper sê lei die persoon daaronder. Ja, dit is die ander kant van die muntstuk is wat as die werkgewer wegval. Wat word dan van daai persoon? Ja. Dan kan jy ook 'n werkloosheidsversekering eis in daai tyd. So Karina, wanneer moet jy dan nou jou werknemers registreer vir WVF en ongevalle kommissaris? Verkieslik dag 1 wanneer hulle by jou begin werk, maar as jy dit nie gedoen het nie, so gou as moontlik. En dan moet jy nou maar ek wil amper sê die boetes en sovoorts vat wat na jou kant toe gaan kom. Ongelukkig ja, wanneer jy op die elektroniese stelsel ingaan, byvoorbeeld die vergoedingskommissaris, as die persoon al langer as 5 jaar by jou werk, gaan hy die laaste 5 jaar se opgawes by jou vereis. En U-filing werk min of meer dieselfde. Wat nou? Ek moet nie my vra, ek my kop werk oor tyd hierso, Ek maar sien Jaco is ek kan nie stil, so vra ek sal maar nie. aangaan met die vraag. So wat gebeur nou, ons het nou al gepraat oor boetes en so aan, maar wat sou nou gebeur as die werkgewer besluit, nee maar, dit is nou vir my te veel moeite om my werknemers te registreer? Jy kan seker die kans vat, maar jy loop die risiko dat wanneer 'n arbeidsinspekteur by jou huis aankom en hulle maak afsprake, hulle kom audit jou. Ons kry 1 keer 'n jaar besoek by ons kantore. Hulle doen dit by privaat huishoudings ook, en as daai persoon daar instap en jou goed is nie op datum nie, dan moet jy ongelukkig die nagevolge daarvan dra. En dit is finansiëel. Maar gaan hom nie tronk toe gaan nie. Nie dadelik nie. Jy gaan 'n rukkie nog met my sit, prof. Karina, kan die werknemer besluit, nee, ek wil nie daar geregistreer wees nie, gee sommer vir my net direk die geld. Hulle kan seker so besluit neem, maar jy hoef nie daai besluit uit te voer nie. Werkgewers is wetlik verplig om te registreer. So dit gaan my nou nie vrywaar as hy nou gesê het nee, hy wil nie geregistreer wees. Geensins nie. Die wet maak nie voorsiening vir so 'n keuse-uitoefening nie. Moet ek iets vra? Ek wag nou dat jy ook 'n vraag vra. Nee, ek luister in spanning. Ek sal vra soos my bekommernis vlakke toeneem. Laat ek dan nou maar vra. So by werkloosheidsversekering moet jy sekere inkomste verklaar, want dit bepaal
die bedrag wat jy moet oorbetaal. En ek neem aan by die ongevalle kommissaris ook. Hoe werk dit? Wat is dit? Watter inkomste word waar verklaar? Ja, ek het 'n bietjie gaan oplees daaroor. Daar's blykbaar 24 tipes inkomste waarna hulle kyk, maar ek het nie in diepte ingegaan op die lys nie. Die belangrikste is jou salaris, jou bonus, oortyd, daai tipe van goeders. 'n 13de cheque as jy dalk 'n 13de cheque ook kry. Dit is die verklaring wat jy moet maak. En sê vir my, hoe word daai soos die UIF, hoe word dit bereken die bydrae wat gemaak word? Want dit is mos 'n persentasie van die inkomste. UIF is 1% van die werknemer se bruto salaris wat die werknemer betaal plus 1% wat die werkgewer betaal, so dis 'n totaal van 2%. Wat baie huiswerknemers se werkgewers doen is hulle betaal die volle 2% self en trek niks van hulle salaris af nie. Ja, en ek sien dit maar net in ons geval ook, dis net administratief makliker as om met daai klein sommetjies saam te werk. Ja, want 1%, ek meen, dis baie min. Ja, ek hoor dit, maar as jy nou 5 jaar nou nie betaal het nie, Dan word daai 1% baie. ja, maar van wie word die 1%? Moet die 1% dan geëis word van die werkgewer en die ander 1% van die werknemer, of is die werkgewer dan skuldig vir die volle 2%? Asking for a friend. Die departement sal die werkgewer verantwoordbaar hou. Ja, Ja, want ek hy dink moet dit dit is soos afgaan. belasting. Ja. As jy nie die belasting afgetrek het nie, Dis dan nie die is dit nie werknemer se werknemer skuld se nie. Ja, heeltemal korrek. Karine, ons het nou gepraat oor die werkloosheidsversekering en die ongevalle kommissaris. So as ons bietjie prakties kan raak oor die implikasies, want ek dink dalk is daar nog mense soos Jaco wat nie heeltemal oortuig is om die regte ding te doen nie. Nee, ek is absoluut oortuig om die regte ding te doen. Ek probeer net dink ook Hoe jy dit gaan doen. die maklikste manier om die regte ding te doen. Nou dink ek, dalk ek wil net sê sy het nou vir 10 jaar nie by my gewerk nie, en dan van voor af begin of so ietsie doen. Ek weet nie. Jy kan nie jok nie. Absoluut. Ek sal my vertroue in die mensdom verloor. Ja, maar is dit erger as om vir 10 jaar dit nie te gebetaal het nie? Wat is nou die ergste? Jy hoor, dit is Ja, nee, daar gaan ek my nie uitspreek nie. Okay, maar kom ons beweeg aan. Wat gebeur as 'n huishoudelike werker beseer word terwyl hulle in jou diens is? Goed, prakties wat sal gebeur is wanneer die besering nou plaasgevind het, dan sal die werkgewer die werknemer dan na 'n dokter toe vat. Dit is altyd net nodig om te onthou dat nie alle dokters doen eise vir die vergoedingskommissaris nie. So maak net seker wanneer jy iemand vat dat hulle dit wel doen. Daar's dokumentasie wat dan ingevul moet word. Die belangrikste ene waarmee mens begin is die WC1 vorm wat ingevul word deur die werkgewer en die dokter. Dit word dan weggestuur, die eis word geregistreer by die ongevalle kommissaris en dan is daar opvolg mediese verslae wat dan ook ingedien moet word. En hierso, daar is 'n wanpersepsie dat werknemers veral dink hulle gaan ryk word uit hierdie proses uit. Al wat die vergoedingskommissaris betaal is die mediese onkoste. So dit is regtig net, hulle betaal net basies terug. Ja. En wat gebeur nou as 'n werknemer nou by my seer gekry het en hulle was nooit geregistreer gewees by die ongevalle kommissaris nie? Kan hulle my dan eintlik persoonlik verantwoordelik hou? Hulle kan definitief, ja. Ongelukkig is dit ook 'n realiteit dan. So ek sien Jaco raak al stiller en al bleker. So kom ons sê nou maar hipoteties en ek vra nou weer eens ook nou maar namens 'n vriend. Jy besef nou een van hierdie boksietjies wat ons nou al oor bespreek het, een. is nou nie regtig afgemerk Net nie. een. Net een. Net een. Waar begin jy? Waar stel jy dit reg om nou seker te maak al jou goed is in plek? Daar's nie soos 'n waarheid en versoeningskommissie waar sondes van die verlede afgeskryf kan word oor ek jammer is nie. Nee, maar die elektroniese stelsel is daarom baie geduldig en hy raas nie met jou nie. So al wat jy doen is jy gaan op die dit is labour.gov.za is die webtuiste se naam. Dit is die Departement van Indiensname en Arbeid se webtuiste. Jy gaan na online services toe en dan kan jy daarso kies jy registreer vir die ongevalle kommissaris, die compensation commissioner of vir U-filing en van daar af vat hy jou na die korrekte webtuiste toe en jy gaan deur die registrasieproses. So dis eintlik nie verskriklik moeilik nie. Dit is bietjie tydsaam, mens moet maar sit en dit doen, maar dit is regtig, dis nie so moeilik nie. En dan moet jy nou een keer 'n maand
opgawe jou indien. opgawe indien vir die WVF Ja. en een keer 'n jaar gewoonlik, ek dink in Mei maand vir die ongevalle kommissaris. Ja, ons wag hoe kan nou vir die ongevalle kommissaris, die departement moes nou net finaal besluit oor wat is die nuwe tariewe. So ons wag in spanning vir hulle om dit bekend te maak, maar dit is nou enige tyd wat jy daai opgawe indien. En Jaco, jy spot my altyd oor my Sage accounting, nee. Kan ek nou vir jou sê hoe lekker dit is as jy nou 'n pakket so Sage se payroll gebruik en ek is seker Karina gaan, want dis net 'n knoppie en dan dien hy jou vorm namens jou in. Heeltemal korrek, ja. Ek gebruik self SimplePay vir my kliënte en dit is so maklik. Ek wil dit nie hoor nie. So Karina, as ons so in die rigting van afsluit begin kyk, kan jy dalk gou vir ons bietjie vertel wat is van die mees algemene foute wat jy nou al gesien het werkgewers maak wat nou hierdie huishoudelike werkers aanstel? Die grootste fout wat ek sien is hulle dink hulle werknemer is oningelig. Werknemers weet wat aangaan. Die arbeidswetgewing is vrylik beskikbaar, so jy moet begin deur 'n kontrak te reg te hê. Definitief, en moet asseblief nie 'n kontrak van die internet aflaai nie. Hulle is deurspek van foute en hulle bevat nie die korrekte industrie inligting wat mens nodig het nie. Van daar af betaalstaat, die mense het dit nodig, hulle wil klere rekeninge oopmaak, hulle moet lenings aangaan, so hulle het dit nodig en die wet vereis dit ook dat jy dit vir hulle gee en dan van daar af die statutêre betalings. Dit is die 3 slaggate wat ek keer op keer sien wat mense net nie doen nie. Kan ek 'n vraagie vra? Net om myself beter te laat voel eerder as iets anderste. Uit jou ervaring uit, watse persentasie dink jy van werkgewers wat huishulpe, tuinwerkers het, se werknemers is geregistreer en voldoen aan hierdie minimum vereistes, dink jy? Net Ja, as ek moet skat, die helfte? dink jy so hoog? Ek is dalk 'n bietjie ruim. Nee, net vir interessantheid. Ek en Jaco het een keer 'n opleidingssessie vir die Department Public Safety in Mafeking gedoen. En toe en hulle doen boetes op die munisipale paaie en nie in die dorpe self nie. En hulle het my geskok om te sê wat se persentasie van mense boetes betaal. Dis iets soos 2 of 3%. En Genade. ja, so ek het toe van toe af besluit dan betaal ek ook nie meer boetes nie. Ek gaan nie meer een van die 3% van die idiots wees nie, maar lyk my hier's ek nou van die 50% idiots wat dalk moes betaal het in hierdie geval. En hier wil ek ook opkom vir die werkgewers. Hulle is nie aspris as hulle dit nie doen nie. Dit is net iets waaraan jy nie dink nie. En ek dink weer eens, dit is presies hoekom ons vandag vir jou genooi het, dat ons die met die kykers kan deel. En ek wil weer daar sê, want ek en Jaco hou altyd daarvan om te sê, maar ons wil 'n gebalanseerde prentjie skets. En ons is baie gou om, ek wil amper sê, die regering aan te vat oor foute wat hulle maak en leemtes wat in hulle stelsels is. Maar ek dink as ons dit wil doen en wil kritiseer, dan moet ons in die eerste plek sorg dat ons ook die regte goed doen. Heeltemal korrek. Baie mense sien ook hierdie as dis 'n opsie. Hierdie is soos belasting. Dis nie 'n opsie nie, dis 'n statutêre verpligting wat jy het. En ek dink weer eens dit gaan nie vir my oor jou nie of oor my nie. Dit gaan oor die werknemer. Daar's 'n rede dat die werknemer beskerm is in sekere omstandighede sodat hulle nie daaronder moet ly nie. Ja, dis ook hoekom ons die wetgewing het, is om hulle te beskerm. So hulle is, hoe sê hulle mooi in Engels, vulnerable groups. So ja. So laaste vraag vir nou van my kant af. Ek dink ons sluit nou amper af. So moet ek ook by my huis 'n plakkaat opsê die wet van basiese diensvoorwaardes moet hy daar aan my gang pryk soos by my werksplek. Is dit ook vereis deel van die wet vir almal? Tegnies ja. Volgende keer as ek kom kyk, gaan ek kyk of jou plakkaat op. Kyk met Maar my ek plakkaat. ken geen huishouding wat dit het nie. Ek weet die boere het dit weet ek. Hulle Ja. hulle dit in hulle store waar. Maar ek Definitief. gaan Ja, naby my groter huis- werkplekke definitief. Huis, ek dink nie dit vorm deel van die inspeksie wat hulle doen nie. Ek mag verkeerd wees hierso, so vergewe my as ek wel verkeerde inligting hierso deel, maar nee. Okay. Nie sommer in net sien huis hoeveel boksies check word nie getik nie. Nou ja, Karina, dalk 'n laaste, het jy enige laaste raad of advies vir
vir werkgewers in hierdie verband? Ja, dis nie net sleg nie, dis nie net donder weer en donker nie. Daar is lig. As jou goed nie in plek is nie, kry dit so gou as moontlik in plek. Soos ek sê, die stelsel is geduldig. Hy raas nie met jou nie, maar as 'n fisiese persoon inkom, dan kan jy nou nie meer wegkruip nie. So, doen dit. Kan ek gou vra daaroor? So kom ons sê nou iemand hoor nou hierdie of vir die eerste keer of hy weer daarvan en hy het nou nie daaraan aandag gegee die laaste paar jaar en hy wil nou sy saak regmaak. Nou is daar UIF geld uitstaande van R20,000. Moet jy alles op een slag betaal of is daar opsie vir 'n afbetaalreëling met die staat? Ek weet. Nee, maar ek's ernstig, nie lag daar agter die kamera nie. Ek weet van gevalle waar hulle afbetalings gereël het of as jy gaan praat het met die inspekteur, het hulle die boetes aangepas of wat ook al. Hulle is ook nie daar net om te beklei nie. Hulle wil hê mense moet daar verlaat my Afrikaans my compliant wees. Ja. So hulle help jou om daar te kom. Wanneer hulle sien hulle gaan nie samewerking kry nie, dan raak hulle taai maar daar is 'n mate van onderhandeling en verstaan ook van hulle kant af. En ek dink veral soos jy sê, as hulle kan sien maar jy wil nou eintlik regtig graag jou goed in plek kry. Korrek. Ja, dan probeer hulle ook van hulle kant af die beste om jou tegemoet te kom. Okay, baie dankie. Dis al van my kant af. Op daardie noot, ek sien Jaco wil opspring, hy moet dringend by die huis uitkom. Julle moet 'n heerlike week en dag verder hê. Ja, ons hoop nou nie ons het die hele dag omgekrap soos myne omgekrap is nie, maar ons het julle gewaarsku vooraf. Maar Karina, baie dankie vir die nuus dat jy nou die draer van slegte nuus was in geval vir my, maar dalk help jy baie ander mense. So baie dankie vir jou tyd. Baie dankie vir julle ook. Dit is almal. Lekker week.